vir jou vanoggend 'n vraag vra, maar jy moet nou eerlik wees met hierdie vraag. So dalk moet jy terugdink na baie onlangs toe, of dalk moet jy terugdink na 'n bietjie verder terug. So hierso is die vraag: het jy al ooit in jou geloofslewe of op jou geloofspad getwyfel? Het jy al getwyfel in die Here? So ek weet, sonnaandoggende lyk ons almal heilig. Maar ons mag maar vanoggend daai vraag vra. Het jy al getwyfel? Het jy al getwyfel in die Here? Het jy al in jou geloof getwyfel? Het jy al begin wonder, waantoe is hierdie op pad? Het jy al die vraag gevra en gesê, Here, hoekom? Hoekom hierdie spesifieke goed in my lewe? Hoekom hierdie omstandighede? En dalk nog 'n groter vraag, hoekom ek? Hoekom gebeur hierdie goed met my? Here, ek dien U, ek ken U, maar hoekom? Hoekom ek? Hoekom sukkel ek met hierdie goed? Hoekom is dinge soos wat dit is? Miskien het jou vrae, of miskien was jou vrae in die verlede al nie so persoonlik nie. Miskien gee jy partykeer net so tree terug, dan kyk jy net na ander mense, wat jy probeer help, of jy kyk na jou wêreld om jou, en jou hoekoms gaan oor die wêreld om jou. Jy kyk na die wêreld om jou en jy sê, Here, hoekom is daar soveel swaar kry? Hoekom is daar soveel lyding? Hoekom is daar soveel gebrokenheid? Hoekom is daar soveel goed in so slegte toestand? Hoekom lyk dit partykeer of iets bietjie rigting kry en dan is daar weer 'n ander pad? Hoekom? Hoekom lyk dit na 3 tree vorentoe, 2 terug, partykeer weer 3 terug of selfs 4 terug? Hoekom, Here, en hoe maak ek sin van dit? Nou, vanoggend is dit so goed om te weet, en ek het net een voorbeeld vir jou saamgebring, is goed om te weet, dat dit is nie net jy alleen wat hierdie vraag soms vra nie. Hierdie vraag kom baie lank in die geskiedenis. Een van die bekende verhale of gedeeltes van iemand wat gesukkel het met hierdie vraag was 'n Griekse filosoof, en hy het al 300 of 400 jaar voor Christus geleef. Sy naam was Epicurus, en hy het ook hierdie vraag gevra. Maar hy het nie net hierdie vraag gevra nie, hy het uiteindelik tot 'n slotsom gekom, hy het tot 'n antwoord gekom, 'n gevolgtrekking, en ongelukkig 'n gevolgtrekking sonder die woord van God. So ons het die woord van God, maar hy het tot hierdie gevolgtrekking gekom, en hoor gou, waarmee het hy geworstel? Hy het eerstens gesê, as God dan in staat is om boosheid te stop, as ons sê, God is in staat om boosheid en swaar kry en lyding te stop, en hy doen dit dan nie, dan is hy mos nie almagtig nie. So dit was die eerste ding wat hy gesê het. Die tweede ding wat hy gesê het is, okay, kom ons haal daai uit die pad uit. As God dan almagtig is, as God dan in staat is om dinge te stop, en hy doen nie, en hy staan en kyk net vir dit, dan is hy mos nie liefdevol nie. Kan jy hoor waarmee het hy gesukkel? Presies dieselfde goed wat ons partykeer wil dink of mee sukkel en wonder oor, maar nie op 'n sonnaandoggend nie, want dan is ons heilig. Nee, maar hy het gesê, met ander woorde, as God almagtig is en as God goed is, hoekom gebeur daar dan nog slegte dinge? Hoekom is daar nog lyding? Hoekom is daar nog pyn? Hoekom trek God nie net 'n lyn en stop dit nie? Nou ek wil vanoggend hierdie vraag nog so 'n bietjie nader na ons toe bring, want ek het hierdie vraag onder ons mense gehoor. So hierdie vraag is, of kom ons skep eers 'n bietjie konteks. Ons het die laaste tyd 'n lang reeks gedoen, eintlik al die hele jaar, praat ons oor His Glory, Our Story. Die laaste tyd praat ons daaroor en ons sê, maar God is koning, Jesus is koning, hy regeer, hy sit aan die regterhand van God. Ons sit saam met hom in hemelse plekke. So as ons praat van God se koningskap, sy heerskappy, sy heerlikheid, sy teenwoordigheid, dan hoor ek die vraag in ons kringe waar mense sê, maar as God dan regeer, as hy dan koning is, hoekom is daar nog lyding? Hoekom is daar nog swaar kry? Ons het baie guts in Doxadayo, né? Om die goed so reguit te probeer antwoord. As ons dan sê dat God koning is en hy regeer, hoekom is daar nog lyding? Hoekom is daar swaar kry? Hoekom is daar nog dinge wat ons nie verstaan nie? Nou ons is vanoggend, dank die Here daarvoor, nie die filosoof Epicurus nie, want ons het die skrif. So ek wil vandag saam met jou in die skrif gaan kyk, want dis altyd die plek waartoe ons gaan.
in die skrif gaan kyk, wat sê die skrif oor lyding en oor swaar kry. Nou as jy na die skrif toe gaan, dan sien jy, dis 'n tema, dis 'n topic sê baie lekkerder, dis 'n topic wat nie in die skrif vermy word nie. Dis nie asof jy die skrif lees en kan kyk en sê, oh wow, maar jy weet, ek weet nie wat hier in my lewe aangaan nie, maar hier in die skrif dis net heerlikheid op heerlikheid. Hier's geen teken van swaar kry of lyding nie, glad nie. Die skrif vermy glad nie hierdie tema nie. Maar daar's iets baie belangriks wat die skrif doen. Daar's ook mense in die skrif, daar's ook stories in die skrif van mense wat lyk of hulle wil vra, asof hulle wil sê hoekom, maar hulle hak nooit daar vas nie. Hulle beweeg altyd aan vanaf hulle transisie van hoekom na hoe nou toe. En dis hoe die hele skrif lyk. Alles wat in die skrif opgeteken is, jy gaan dit vanoggend sien in die gedeelte wat ons gaan lees. Daar's 'n transisie van hoekom na hoe nou toe. En dis hoe ons natuurlik ook by hierdie tema van hierdie reeks uitgekom het. Nou, dis 'n groot tema hierdie, soos dit eintlik nie net 2 weke nodig om oor hom te praat nie, maar as ons in die skrif sou gaan begin delf en sê, Here, maar wat sê die skrif oor hoekom is daar nog swaar kry, hoekom is daar lyding, dan dink ek is daar klomp antwoorde, so ek wil gou so 'n paar van hulle vir jou noem, maar dan gaan ons stil staan by 2 wat ons wil uitlig in hierdie 2 weke. Die eerste ding is, ek dink 'n mens sou maklik net kon sê, God het die mens gemaak met 'n vrye wil. Mense het keuses. Mense kan besluit wat hulle kies en partykeer kies jy iets wat 'n negatiewe impak het. Partykeer iemand naby aan jou kies iets wat 'n negatiewe impak het en jy sien dit, jy sien die effek daarvan, dit raak daai persoon en dit raak die mense om daai persoon, want mense het 'n vrye wil. Ons weet dat ons is op pad na die tyd toe, wanneer Jesus sal terugkom en finaal sal kom regeer. Maar intussen tyd sê die skrif vir ons, staan sterk, wees sterk in die Here, trek die wapenrusting aan, julle worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Nou ek weet nie van jou nie, maar daar's geleenthede in my lewe wat ek kan uitlig, wat ek weet, daar was geleenthede wat die vyand pertinent vuurige pyle na my toe geskiet het, soos wat Efesiërs dit noem. En dit bring swaar kry. Dit bring lyding. So dis miskien nog 'n rede. Ons ken die storie van Job, né? Job is hierdie uitsonderlike storie. Job is hierdie godvreesende man. Job dien die Here. Hy's 'n voorspoedige man en dan kom Satan en Satan praat met God en hy sê vir God, ja, maar Job, ek dink Job dien U net omdat dit met hom goed gaan. As hy hierdie goed by hom gaan wegvat, dan gaan U sien hoe stop sy loyaliteit. En God sê, okay, kom ons doen dit. Ons ken die storie van Job, alles wat met Job gebeur, alles loop verkeerd. Hy verloor alles, selfs sy kinders. Hy verloor absoluut alles en ons sien hoe hy lyding beleef, ons sien hoe hy deur swaar kry gaan en hoe hy deur 'n toets gaan, want Job weet nie van hierdie gesprek tussen God en die Satan oor sy lewe nie, hy beleef net die toets. Swaar kry, uitsonderlike storie. Dan weet ons is hierdie jaar in die boek van Hebreërs 12 sê, dat God dissiplineer, God tigtig die wat hy lief het. Jy as 'n ouer kan baie goed met dit relate. Ek dink nie hier's vanoggend een ouer wat hier sit en sê, dit was lekker vir my om my kinders te tig nie. Ek het elke oomblik van dit geniet. Dit was so lekker as hulle gehuil het. Nee, dan's daar fout. Jy weet, daai tigtiging is nodig, dis lyding, dis swaar kry. Maar jy weet dis nodig en dan sê die Hebreërs skrywer dat uiteindelik bring dit die vrug van geregtigheid. Ek onthou een keer, my seentjie was seker so 3 jaar oud, 4 jaar oud, en my skoonouers kuier by ons, en ons sit en kuier om die tafel, en ons probeer eet, en hy's woelig en moeilik, en stamp goed om, ensovoorts, en ek het 'n paar keer met hom gepraat, en ek besef toe nie, maar die ore werk nie vandag nie, en toe ek so opstaan om hom te vat, om so bietjie te gaan help met Hebreërs 12, toe keer my skoonma al.
Toe sê, ag, dit weet jy, ons eet nou, dis regtig, ek wil nou nie inmeng, dis ek, ma meng in. Toe sê ek, maar, dis nou regtig nie, nou nodig nie, maar, en keer, ek sê, nee, wat ons moet maar gaan, dit moet maar gebeur, en toe kom so vat, en so op my heup het, en uit die kamer uitstap, toe skree, Dara, ek vergewe jou. So, daar's vergifnis saam met lyding. Ek moet jou vergewe, jy moet my vergewe nie. So lyding betigtiging, dit bring 'n vrug van geregtigheid. So daar's so met die klomp redes waaraan ek vinnig gedink het, maar vanoggend wil ek by die groot goed saam met jou stil staan. En die eerste ding is dat die skrif, ons sien in die skrif dat dikwels beleef ons lyding soos wat ons dit sien in Romeine 8. Nou, Paulus kom in Romeine 8 en hy gee vir ons 'n klomp groot goed wat ons moet verteer. Hy praat onder andere van die gedagtes dat ons sug nog. Hy sê die hele skepping sug nog. Hy sê ons is nog in geboortepyne, die hele skepping is in geboortepyne. Wat beteken al hierdie goed? Dan is dit baie interessant, as jy gaan lees hierdie gedeelte waar Paulus oor dit skryf, net voor dit, so halfpad in die hoofstuk, is daar opskrif. Nou die opskrif in die 1953 vertaling sê, die eerstelinge van die gees. Die skrif het so 'n manier om mense in te nooi, in te trek. Wat beteken dit? Die eerstelinge van die gees. Die 2020, die Afrikaanse 2020 Bybel, se opskrif is toekomstige heerlikheid. Nou ek wil dit vanoggend saam met jou lees, 'n langerige gedeelte, sodat jy vanoggend hierdie groot tema kan hoor. Vanaf vers 18 in hoofstuk 8 skryf Paulus, hy sê, ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange, die 53 sê reikhalsende verlange, wag die skepping daarop, dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het, want daar was 'n sondeval. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van die verslawing aan die verganklikheid met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop. Teenwoordige tyd. Ons is verlos in hoop. Maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Klomp goed wat Paulus hier sê. Paulus sê, okay, kom ons maak dit hierso. Ons sit alles hierso op die tafel. Dit is so. Die skepping sug nog, daar is nog gebrokenheid, daar is nog die verval as gevolg van sonde, dis hoekom ook mense sulke keuses partykeer maak, daar is nog gebrokenheid, maar dan gaan hy verder van hoekom na hoe nou toe en hy sê, maar dit sal verander. Dit sal verander. En die feit dat dit gaan verander, dit is ons hoop. Dit is ons hoop en dis ons volharding. En dan sê hy, dit wat ons nou beleef as gevolg van die feit dat daar sondeval was, kan nie vergelyk word met die heerlikheid wat op ons wag nie. Okay, saam met dit sê hy, ons het nou die Heilige Gees. Die Gees van God wat in ons woon. Dieselfde Gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, wat die mag van die dood verbreek het, is die Gees wat nou in ons werk en dieselfde tipe goed doen. So hy sê, ons het hierdie Gees as 'n eerste gawe. Die Engelse vertaling praat van die woorde, the first fruits of the Spirit.
Nou waar kom hierdie beeld vandaan? Onthou die Bybelskrywers skryf in die beeld van hulle tyd of in die taal van hulle tyd, want dis wat die mense verstaan het. So toe Paulus dit sê, toe verstaan mense dit dadelik, want gewoonlik het hulle gepraat van the first fruits of die eerste vrug, die eerste deel van die oes, en hierdie eerste deel was eintlik voorgehou om te sê, hier's die waarborg, hier's die kwaliteit, hier's die bevestiging dat die res van die oes gaan ook so lyk. En dis wat Paulus hier sê, as hy praat van die Heilige Gees, dan gebruik hy hierdie beeld om ons aan te moedig. Hy sê eintlik vir ons, dit wat julle nou al beleef, wat die Heilige Gees doen, die krag wat julle beleef van die Heilige Gees, die genesing, die verlossing, die bevryding, die nuutmaak, die herstel, al hierdie goed, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat nou in julle woon en werk, dit wat julle nou beleef, is 'n waarborg, dis 'n voorsmaakie van hoe die hele oes gaan lyk. Dis mooi, hè? Dis hoop. Hy sê, dit is ons hoop. Dis waarheen ons op pad is. Die Heilige Gees wat reeds nuwe lewe in ons gewerk het, dis die waarborg van die volle nuwe lewe wat gaan kom. En dan verder op 'n stadium praat hy mos van, as ons nie weet wat om te bid nie, help die Heilige Gees ons om te bid. So hy sê ook vir ons, dat die Heilige Gees wat ons nou het, help ons om in hierdie spanning te leef. Die spanning van daar is nog die gebrokenheid, daar is nog 'n pad, daar's nog 'n proses, ons is op pad na die volmaaktheid toe, maar dit het reeds begin, maar ons leef nou nog in hierdie spanning, en die Heilige Gees help ons met dit, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, help ons met hierdie spanning, om ook dan te weet waarheen is ons op pad. Daarom skryf Paulus so mooi in Korintiërs, ons ken almal hierdie skrif, hy sê daarom, 2 Korintiërs 5:17, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Nie hy gaan 'n nuwe skepping word nie. As iemand in Christus is, as iemand tot geloof in Christus kom, is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. Dit het reeds gebeur, as jy in Christus is, het nuwe skepping in jou lewe gebeur. Maar Paulus sê, sit dit op die tafel. Ons is nog op pad na die heerlikheid toe, maar nou sien ons nog baie keer goed rondom ons. Ons as kinders van God, wat in Christus is, sien dikwels goed om ons, ook goed wat ons baie keer raak en ons sug. Maar die Heilige Gees help ons. Hy versterk ons. Ons is nie moedeloos nie, ons is nie kragteloos nie. Hy versterk ons, want ons weet, daar kom finale nuutmaak, daar kom finale verlossing. As gevolg van Jesus se werk, hoor gou, hierdie is 'n baie belangrike sin, as gevolg van Jesus se werk aan die kruis en met sy opstanding, het die nuut begin. As daar nie 'n kruis en 'n opstanding was nie, was daar vanoggend geen boodskap oor dat ons is nuut nie, in Christus nie. Daar was geen boodskap dat daar 'n toekomstige heerlikheid wag, waar Jesus finaal gaan kom om alles nuut te maak nie. So die nuut het begin, die feit dat Jesus gesterf het, opgestaan en die mag van die dood oorwin het, dit maak ons nuut. Die nuwe het reeds begin. Soms 'n bietjie te help om dit net met woorde op te som. So dikwels as ons lyding beleef, swaar kry beleef. Ek ken nie vanoggend julle almal se stories wat hier sit nie, maar partykeer hoor ek stories, dan is dit ook, ek verstaan dit nie, maar ek verstaan dit. Van julle se stories, jy kyk nou goed na jou lewe, en jy sê, Here, hierdie is onregverdig. Dis hoe jy voel. Jy kyk na dit, dalk meer as net onregverdig, en jy sê, Here, hierdie is onverklaarbaar. Dit is onverklaarbaar. Ek weet nie hoekom dit hierdie gebeur nie. Dit is onverklaarbaar. Ek kan nie die doel van dit sien nie. En dis wat Paulus hier vir ons probeer sê. Hy sê, somtyds is daar nog swaar kry en lyding as gevolg van. Daar's nog gebrokenheid. Goed is nog, daar is nog van die goed om ons wat stikkend is. Daar is nog goed wat nie in Christus is nie en nie lyk soos in Christus nie en dit veroorsaak lyding en swaar kry. Maar dan sê dit, laat ons nie
hopeloos nie. En volgende wil ek dit regtig vir jou sê met soveel empatie. Miskien sit jy met goed in jou lewe wat totaal en al onverklaarbaar is. Mag die vrede van die Here jou vanoggend vul om te sê, Here, ek verstaan dit nie heeltemal nie. Ek beleef hoekoms, maar ek hoor ook vanoggend die woord en ek wil oorgaan transisie met die werk van die Gees in my na hoe nou toe, Here, want ek weet hierdie is 'n stukkie. Dis tydelik. Ek is nie hopeloos nie. Al hierdie goed wat nou van onregverdig en onverklaarbaar is, dit gaan herstel. Dit gaan volmaak word. Dis my hoop, dis my toekomsverwagting. Ek is nie hopeloos nie. Ek het 'n vaste wete. Ek het 'n vaste wete. Ons almal ken Romeine 8 se laaste klompie verse. Hoor gou, nou gaan jy dit verstaan. Nou gaan jy dit soveel beter verstaan, die laaste klompie verse van daai hoofstuk. Vers 35, 38 en 39 skryf Paulus dan, wat sal ons van die liefde van Christus skei? Wat sal ons skei? Swaar kry, of benoudheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard. Verskriklike klomp goed. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenswoordige, nog toekomstige dinge, nog kragte wat werk, wat rebelleer teen God se gesag, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping. Ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Ek hoop jy voel vanoggend, hoe val die laste van jou af? Daai onverklaarbare goed in jou lewe, daai pynlike goed, daai moeilike goed, daai goed wat jy dalk oor bid en voel, maar dit verander nie. Dat jy sal weet, daar's 'n hoe nou. Daar's 'n hoe nou op pad. En daai hoe nou is volmaak. Dis ons toekomsverwagting. Ons sien dit nog nie, maar ons het die Gees wat 'n eerste bewys, waarborg, gawe van dit is. Baie keer vra mense, hoekom raak ek nie gesond nie? Hoekom bid ons vir een mens en die persoon raak gesond, die ander een nie? Ons weet nie, ons ken ten dele, maar ons weet wel, die een persoon wat gesond raak, dis hoe die ander persoon ook in die toekoms sal lyk. Die genesing is 'n teken van hoe dit sal wees in die toekoms. Ek beleef dit net volgens so sterk. Miskien is daar vanmôre mense wat swaar kry. Ek het nie gedink Job se storie gaan my vanoggend pla nie. But maybe there's a conversation between God and the enemy about you. Jy weet dit nie. Maar God is getrou. En jy leef met 'n hoe nou perspektief. So ons kan sê in die eerste plek uit Romeine 8 uit is daar miskien lyding in jou lewe wat nie sin maak nie, wat nie verklaarbaar is nie, maar dis nie die einde van jou storie nie. Jy kan volhard, jy kan leef, jy kan 'n transisie maak, jy kan God se bonatuurlike vrede beleef. Ek dink iets gebeur as dit met jou gebeur deur die werk van die Heilige Gees. Weet jy wie van julle moes al vergewe het nie? Partykeer dink jy aan goed wat gebeur het en dan sit hy nog hierso. Jy beleef nog daai emosies. Maar as jy regtig vergewe het en as jy toegelaat het dat God se Gees jou help en deur daai proses vat, as jy dan terugdink aan daai goed, is dit nie meer 'n stel emosies nie, maar dis 'n stel feite. Jy onthou dit. Niemand het 'n knoppie gedruk en is gewipe nie. Jy onthou dit, maar dis nie meer emosies nie. Ek dink dieselfde van iets van hierdie woord. As God jou help om 'n toekomsverwagting te kry, kom daar bonatuurlike vrede. Die tweede ding uit Romeine 8 uit is die feit dat ja, daar soms lyding, omdat daar gebrokenheid is en ons wag vir die volmaakte heerlikheid, maar daar's ook dikwels nie net lyding as gevolg van nie, maar lyding ter wille van.
Lyding ter wille van, hoor gou, die beste voorbeeld waaroor ons al eintlik hierdie hele jaar praat, is Jesus. Jesus se lewe. Jesus beleef lyding as gevolg van, hy wat geen sonde geken het nie, vat al die sonde van die wêreld op hom, as gevolg van. Maar Jesus beleef ook lyding ter wille van. Hoor gou, Hebreërs 12 vers 2, die tweede deel. Hy wat ter wille van die vreugde wat voor hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Wat sê die Hebreërs skrywer hier, dis nie Paulus nie. Wat sê die Hebreërs skrywer hier? Hy sê Jesus het sy oog gehou op die vreugde na die kruis. Hy het gelei ter wille van. Wat is daai ter wille van? Dis ons. Dis ons, sodat ons weer ingesluit kon word in Christus, in God, omdat ons gewas is met sy bloed. Was daar nie die kruis nie, was daar nie die opstanding nie, was daar geen spasie vir Paulus om te skryf oor hierdie toekomstige heerlikheid nie. Dit begin juis met Jesus se lyding ter wille van dit wat hy verduur het. Dit het juis moontlik gemaak dat Paulus kon skryf oor hierdie toekomstige heerlikheid, want was daar nie die kruis nie, was daar nie die opstanding nie, was daar niks nie. Was daar net verlorendheid en verval wat aan sou gehou het. Die oë gefestig op die vreugde van die kruis. En dis wat Romeine 8 hier doen. En dis wat die Hebreërs skrywer hier doen. Nooi ons in om te sê, kry hierdie perspektief op lyding ter wille van. Want daar's dikwels iets waarvoor jy ly, maar dit het 'n groter doel. En jy weet dit, dat jy dit weet, en jy voel daai roeping oor jou lewe, maar jy weet ook, daar is die verganklikheid van die vlees wat jou wil wegtrek van dit en weerhou van dit. Miskien het 'n voorbeeld volgend, het jy al agtergekom dat as ons die doel van iets sien, as ons, die Engels sê dit maar net lekker, when we see the purpose in pain, dan is ons bereid om die pyn te verduur. Dis altyd vir my verstommend, waar is al die marathonatlete? Steek gou julle hande op. Is hier niemand wat marathons hardloop het? Daar agter, Annie, dankie. Okay, maar dan is hier nie 'n goeie voorbeeld nie, maar ons doen hom maar. Okay, is altyd vir my verstommend dat mense wat marathonne hardloop baie duur geld betaal om in te skryf vir dit. En dan, wanneer hulle oefen vir daai marathon, is daar 'n massive klomp pyn. Dan is dit die knie, dan is dit die kuit, dan is dit die rug, dan is die voete stikkend. En dan op die dag van die marathon is nog erger, want dan is dit nou die volle afstand. Dan verstom dit vir my dat hulle duur betaal het om daaraan deel te neem en pyn te verduur. Dan dink ek, het julle motors nie petrol in nie. Ja, hardloop is jou kar nie petrol in dit nie. Nee, there's purpose in the pain. Mense wat dit doen, sal kom getuig daarvan. As jy dit gedoen het, there's a sense of accomplishment. Nee, jy weet, dis goed vir jou liggaam. As gewigsvoordele, die cholesterol drop, die stress levels drop. Nee, daar's gewigsvoordele, daar's gesondheidsvoordele, daar's 'n klomp voordele wat saam met dit gaan, en daarom, as daar purpose in pyn is, hanteer ons dit heeltemal anders. Nou, ek wil glad nie dit vergelyk met dit nie, maar dis die purpose wat Jesus gesien het met die kruis. Dink gou net aan die Bybel. As ons net vandag dit sou vat en oor dit praat, sou ons baie lank praat. Dink gou aan die stories van die Bybel. Josef. Baie dae in my lewe ek so bewus van Josef. Josef kry hierdie woord, hierdie visie. Is lekker om profetiese woord te kry, maar dan moet jy nou nog die pad ook stap, nee. Hy kry hierdie woord. Jy weet, almal buig voor hom en dis fantasties. Die volgende oomblik is hy in 'n put, die volgende oomblik is hy ontvoer, die volgende oomblik is hy in 'n tronk, word sleg behandel, baie jare, but there's purpose in the pain. Was dit nie vir Josef nie, was 'n hele volk uitgewis. Josef se pyn red 'n hele volk, so kan ons aangaan. Ek dink een van die profete wat die swaarste gekry het in die Ou Testament was Jeremia.
Nee, mense wou net nie na hom luister nie. Hy het allerhande goeders aangevang. Ek weet op 'n stadium, ek dink dit was hy lê hy vir 300 en iets dae op sy een sy om 'n boodskap vir hulle te probeer gee. My sy is seer na 7 ure in die bed. 300 en iets dae. So dink aan Paulus nie. Ek kyk na die apostels. Ek sê vanoggend vir die ouens daar in die coffee shop. Ek kyk na die apostels en sê ek, Here, ek sê ek bang om hierdie gebed te bid, maar ek wil ook hierdie gebed bid want ek weet ons is gemaak vir dit. Maak my ook so. Hulle word geslaan, gestenig, hang aan stukke hout in die water, kom op 'n eiland, word gepik deur 'n slang, verkondig die evangelie en dan kom die heerlikheid van God. Ek sou myself al so jammer gekry het hangende aan daai stuk hout. Sien wat Paulus se lyding vir hom bring vandag. Hoor hoe baie preek ons. Elke derde sin is Paulus sê dit, Paulus sê dit. As Paulus nie deur daai pyn gegaan het, was daar nie hierdie purpose nie. Dus lyding ter wille van en dan Jesus natuurlik die grootste fokus en al hierdie mense het 'n transisie weg van hoekom af na hoe nou toe. Weg van hoekom, Here, na hoe nou. Ek het al baie situasies, omstandighede, plekke in my lewe beleef, dan daar's iets van my vlees wat net wil sê, ek wil hier uit. Ek wil hier uit. Ek weet of ek hier voor kan sien nie, maar dan is dit soos 'n rek wat my trek en sê, jy's geroep vir hierdie. En alhoewel jy swaar kry en pyn gaan beleef en ongemak beleef, weet jy moet daar wees, there's purpose in the pain, want wanneer jy deur dit gaan, bring jy God se heerlikheid in daai situasie in daai omstandighede. Maar as goed wat jy nodig het vir dit. Hierdie woord gebeur nie sonder 'n diep anker in die Here nie. So vir ons om te kan volhard ook spesifiek vir die lyding ter wille van, het ons nodig om gereeld na Jesus se voorbeeld te gaan kyk. So kom ons so baie oor die kruis praat, oor die kruis preek. Paulus sê ek roem in niks nie, behalwe in hom as gekruisigde. Ek roem in die kruis. Hoor gou skryf die Hebreërs skrywer dit in die Engels, ons het dit al die jaar ook gelees, ek wil dit weer vir jou lees. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in. Study how he did it. Because he never lost sight of where he was headed. That exhilarating finish in and with God. He could put up with anything along the way, cross, shame, whatever. And now he's there in the place of honor, right alongside God. When you find yourselves flagging in your faith, dit gebeur. Ons volgende begin, wie het al getwyfel? Ons almal al. When you find yourselves flagging in your faith, go over that story again. Item by item, that long litany of hostility he plowed through, because that will shoot adrenaline into your souls. As jy moeg raak, as jy jouself begin bevind by Here, by hoekom, as jy perspektief verloor, as jy die hoekom begin vra, kyk na God se plan, kyk na God se manier van dinge doen, kyk na wat Jesus gedoen het, wat hy verdra het, omdat hy geweet het wat God vir hom gesê het. Hy het gesê, ek doen net wat die Vader vir my sê, en ek sê ook net wat ek by my Vader hoor. So hy het dit geweet. Het geweet is die pad wat hy moet stap. Hoeveel keer het Jesus aangekondig dat hy gaan ly, dat hy gaan sterf, dat hy gaan opstaan op die 3de dag, maar daar was 'n oomblik in Getsemane. Kan hierdie beker verby my gaan? Maar hy kyk weer na God se plan, hy kyk na God se manier van dinge doen, en hy verstaan the purpose in the pain. Kyk gereeld na Jesus, na hierdie voorbeeld. Die tweede ding is, engage gereeld met God se teenwoordigheid en met God se beloftes. Ons is die jaar in die boek Hebreërs, ons weet dit almal. Ons het baie gepraat in ons gebedsreeks oor Jesus is ons hoëpriester. Hy het eenmaal ingegaan, vir ons 'n offer gebring, wat ons nou by 'n plek gebring het, waar ons nie meer net nou en dan God besoek, soos in die allerheiligste in die Ou Testament nie, maar ons leef in sy teenwoordigheid, en dan sê hy, hy's 'n medelee wat, of hy's 'n hoëpriester wat medelee met ons het, hy's 'n hoëpriester wat ons help, wat ons vir ons op die regte tyd, barmhartigheid en genade gee, hy's 'n hoëpriester wat ons bekragtig met sy gees.
ek het dit nog nooit so gelees nie, want ek dink ons nog nooit so spesifiek deur die Hebreërs gewerk, maar die eerste keer hierdie bekende skrif sien ek so raak, aan die einde, na alles, na hierdie hoëpriester wat ons help, oor ons wat priesters is, wat ons wêreld na God toe bring, na dit alles, laaste hoofstuk 13 vers 5 en 6, ons ken hierdie skrif, ek sal jou beslis nie verlaat nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie, sodat ons met vertroue kan sê, die Here is my helper, ek sal nie bang wees nie. Ek wou die woord hier klaarmaak. Toe pop daar nog 2 skrifte by my op en ek wil dit vir jou gee vir oggends. Miskien sit jy vandag en jy sit met die druk en die pressure van lyding. Miskien net 'n verslaandheid. Sê Here, hierdie goed wat gebeur het, hierdie as gevolg van goed, hoe hanteer ek dit? Miskien sit jy vanoggend ook hier met terwille van lyding, maar jy voel, dit raak in jou, dit maak jou moeg, daar's gereeld goed wat vir jou sê, klim uit dit uit, los dit, maar jy weet God het met jou daaroor gepraat. Hoor gou wat sê Petrus in 1 Petrus 2:6 en 7, hy sê, kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore, kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo, sal nooit beskaam word nie. Die Bybel praat met ons met mooi temas, 'n fondasie van 'n huis. As die fondasie van 'n huis of 'n gebou reg is, dan kan dit die gewig van daai gebou dra. Ons praat van die integriteit. As die integriteit reg is, kan dit die gewig dra. Niemand van ons sit ver oggend hier en worry oor die fondasie nie. Want toe hierdie kerk gebou is, toe was die fondasie reg gelê. Ons sien nie eers die fondasie nie. Maar ons weet die fondasie is reg, dis nie 'n probleem nie. Wat sê Petrus hier vir ons? Hy sê, ons as kerk, eklesia van God, ons wat baie keer lyding ter wille van beleef, ons wat weet, ons is nog op pad na volmaakte heerlikheid toe, daar's nog geboortepyne. Ons as kerk, ons fondasie is Jesus, die laaste, ewige koning, wat alle magte oorwin het, wat dood van ons weggevat het, wat die vyand oorwin het, die beskuldigings, alles van hierdie wêreld, en hierdie koning is ons fondasie, en hierdie koning se fondasie is op pad met ons na volmaakte heerlikheid toe. Jesus kom terug, en hy gaan volmaak regeer saam met my en jou. Die skrif sê, ons weet nog nie wat ons gaan wees nie. Ons weet nog nie wat ons gaan wees nie, maar ons gaan soos hy wees. We're never gonna be him. Ons gaan nie hy wees nie, maar ons gaan soos hy wees. Dieselfde heerlikheid, dieselfde eer, dieselfde volmaaktheid. Ek hoop vanoggend, as daar moeilike goed in jou lewe is, voel jy, val dit af. Ons het 'n toekomsverwagting. En daarom volhard ons kan nie grip verloor op dit nie. Ons steun op hierdie fondasie. Ons is deel van wat God nou doen. Ons is deel van wat hy doen. Hy het ons gekies, sy eklesia, sy kerk, 'n beweging om sy koninkryk te bring. En daarom het ons lyding 'n doel. Maar ons weet, daar kom vir ons 'n heerlikheid wat nooit sal kan vergelyk met die swaar kry wat ons hier beleef het. Die laaste skrif sê Paulus ook in Korintiërs, dat ons oë gefokus sal hou, nie op die hoekom nie, maar die hoe nou. Nie op die swaar kry nie, maar op die heerlikheid wat kom. Hy sê in 2 Korintiërs 4:17 en 18, want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige. Ek love hierdie Afrikaans. Ons ligte en tydelike verdrukking, dis lig en tydelik, al voel dit vir jou so swaar, in vergelyking met wat kom, bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid, terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare is tydelik, die onsigbare is ewig. Wow, dit voel vir my of ek kan spring en dans op stoele. This is good news. En elke keer sê ek dit, of nie elke keer nie, baie keer het ek dit al van hierdie verhoog af gesê, ons moes nou eintlik nou die lied gesing het. Turn your eyes upon Jesus. And the things of the earth will grow strangely dim. Dit sal verdof. Dit maak nie vir oggend jou swaar kry of jou lyding af nie, maar dit gee vir jou perspektief.
Dit gee vir jou anker. Dit gee vir jou hoop. Dit bekragtig jou. Ek wil jou vra om jou oë te sluit vir oggend. Jy sal weet vir oggend, ek wil amper sê, in watter kategorie is jy? Sit jy vir oggend met onregverdige, onverklaarbare goed waarmee jy stoei al vir hoe lank? Ek wil jou vir oggend nooi om te sê, Here, miskien gaan ek dit nooit verstaan nie. Miskien sal die hoekoms altyd daar bly. Maar ek kan in die gees 'n transisie maak na hoe nou toe. En hierdie hoe nou is die feit dat ek in Christus is. Ek sal nooit beskaamd staan nie. Want die heerlikheid wat kom, gaan al hierdie goed oortref. Miskien sit jy vanoggend hier en jy sê, joh, Nagel, toe jy praat van ek wil uitklim, ek wil weghardloop, ek wil opgee, ek beleef swaarheid ter wille van. Dan wil ek vanoggend ook saam met jou bid, dat jy ook sal sê, Here, ek wil nou wegkom van die hoekom af, maar hoe nou toe, want ek weet, U wil die heerlikheid in hierdie plek inbring. Ja, dit raak aan my, dit vat aan my. Maak my soms moeg, maak my soms negatief. Maar dankie dat U my fondasie is, my sterkte, my krag. Ek bid volgende Here vir elke persoon wat vandag hier is, ook elkeen wat aanlyn kyk. En ek maak volgende 'n verklaring, Here, en dit is soveel en so ver meer as net positiewe denke. Dis so ver meer as net 'n motiveringspraatjie wat vanmiddag weer down the drain is, but this is our reality. Dis wat die woord van God sê. Here, dankie vir Romeine 8. Dankie vir alles wat ons nodig het in ons lewens, dat dit opgeteken is in die skrif. En Here, vanoggend wil ons draai na hierdie toekomstige heerlikheid toe. Dankie dat U ons vanoggend perspektief gee op dit. Dankie dat U ons vanoggend kom vul met U krag, met U sterkte, met U heerlikheid, met die bril, Here, waardeur U kyk. So ek wil bid vanoggend vir mense, Here, om goed te kan laat gaan. Maar ek wil ook vanoggend bid, Here, vir mense wat sê, ek is geanker in hierdie plek, hierdie werk, hierdie familie, hierdie omstandighede, wat dit ook al mag wees. Because the glory that is coming will be so much greater. Ek sal nie opgee nie. Ek, die Here jou God, sal jou nie los nie, ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie in die steek laat nie. Dankie Here, vir die Heilige Gees. Dankie vir die werk van die Gees, die eerste vrug van God se Gees, die feit dat U ook nou reeds werk. En dat dit ons bekragtig. Volgende Here, kom staan ons weer vas op Jesus Christus, die hoeksteen. Die hoeksteen van ons lewens. Dankie dat U ons anker, Here. That we will see like you see. Dankie vir U woord. Dankie vir U Gees wat U woord lewendig maak in ons. Ek wil volgende afsluit. Hierdie skrif los my net nie die laaste maand nie. Jakobus 5 wat sê hy wat swaar kry moet bid. Ek wil jou volgende aanmoedig om te bid soos nooit van tevore nie. Val daai kant toe. Val in gebed in. Al bid jy net die woord, lees die woord, bid die woord. Dankie Jesus. Hier is ons vaste fundament. Kom ons staan. Amen. Kom ons luister na hierdie lied en dan gaan ons dit verder saam sing.